Hallo vriende en baie welkom by vandag se oordeenking. In ons daaglikse lewe gebeur dit so maklik dat ons mekaar se foute uitwys of vinnig is om te oordeel wanneer iemand anders te struikel. Ons leef in 'n wêreld waar daar min ruimte vir ander se foute teenoor ons gelaat word en dit kan veroorsaak dat ons koud en ongenaakbaar teenoor mekaar raak. Maar wat leer die Bybel ons oor hoe ons met mekaar moet omgaan? Ons skrifgedeelte vir vandag kom uit Efesiërs 4 vers 32 wat soos volg lees: Wees goedgesind en hartlik teenoor mekaar en vergewe mekaar soos God julle ook in Christus vergewe het. Ons beweer dikwels dat ons iemand werklik vergewe het, terwyl ons nog diep bitterheid in ons harte teenoor daardie persoon koester. Ek praat vandag ook met myself. Wanneer ons na die historiese konteks van die brief aan die Efesiërs kyk, sien ons dat Paulus vir mense geskryf het wat uit baie verskillende agtergronde gekom het, Jode en nie-Jode, wat voorheen mekaar se vyande was. Hulle was besig om in een liggaam, die kerk, saam te smelt, en dit het wrywing veroorsaak. Paulus herinner hulle dat die enigste manier is om eenheid te bewaar, is deur genade. Die woord genadig of goedgesind in die Grieks beteken om vriendelikheid te wys, selfs wanneer dit nie verdien word nie. Paulus skryf hierdie brief vanuit 'n tronksel. Hy sit daar weens sy geloof, en tog is sy fokus nie op sy eie swaar kry nie, maar op hoe die gelowiges mekaar moet behandel. Hy wys hulle op die grootste motivering vir genade. God het ons eers vergewe en hou geen bitterheid in sy hart nie. As ons die enorme skuld besef wat God ons in Christus vergewe het, word dit onmoontlik om vas te klou aan bitterheid teenoor iemand anders. Genade is dus nie iets wat ons vir ander gee wat dit nie verdien nie. Ons gee dit omdat ons dit self ontvang het. Hier is 'n skriftuurlike feit om onsself aan te herinner. Ware genade is nie 'n swakheid nie, maar 'n krag wat verhoudings herstel. Die geskiedenis van die vroeë kerk wys dat hulle juis uitgestaan het in die Romeinse ryk, omdat hulle mekaar liefgehad en vergewe het, iets wat in daardie tyd baie skaars was. In Kolossense 3 vers 13 lees ons ook: Wees geduldig met mekaar en vergewe mekaar as die een iets teen die ander het. Soos die Here julle vergewe het, moet julle mekaar ook vergewe. Onthou, jou vermoë om te vergewe is die bewys dat jy verstaan wat God vir jou gedoen het. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, dankie dat U elke dag vir ons genade bewys, selfs wanneer ons dit nie verdien nie. Help ons vandag om daardie selfde genade na ander uit te dra. Vergewe ons waar ons vinnig was om te oordeel of waar ons bitterheid in ons harte toegelaat het. Maak ons harte sag en ons woorde vriendelik. Leer ons om deur die oë van Christus na mense om ons te kyk, sodat ons mekaar kan vergewe net soos U ons in Christus vergewe het. Mag ons lewens 'n getuienis wees van die groot liefde wat U vir die mensdom het. Ons vra dit in die kosbare naam van die Here Jesus Christus. Amen.